Here, ons begin hierdie erediens ook vanaand in U naam. Laat dit wat ons doen, U grootheid waardig wees, Here, en laat dit wat ons sê en dit wat in ons harte leef, van U dankbaarheid getuig vir die voorreg om aan U te behoort. Amen. U kan gerus nou vanaand uit Exodus 12 en ek gaan lees van daardie oomblik wat God vir hierdie mense sê hulle moet gereed wees, want hulle is amper op pad uit. Hulle is op pad na 'n nuwe fase in hulle lewe toe iets gaan gebeur. En dan word die volk die opdrag gegee. Daar's 9 plaae agter hulle. Was moeilike tyd. Hier gaan iets gebeur. Julle moet 'n lam slag en julle moet hom vinnig eet. En dan vers 7. Hulle moet van die bloed neem en dit smeer in die sykante en bokant van die deurkosyne by die huise waarin hulle dit eet. Hulle moet die vleis dieselfde nag eet, oor vuur gebraai, saam met ongesuurde brood en bitterkrye moet hulle dit eet. Julle moet nie daarvan eet as dit rou is of in water gaar gemaak is nie, maar net as dit oor die vuur gebraai is met sy koppote en ingewande. Julle mag niks daarvan tot die volgende oggend laat oorbly nie. Wat daarvan oorbly tot die oggend, moet verbrand word. En dit is hoe julle eet, met heupe omgord, julle sandale aan julle voete en julle wandelstokke in julle hande. Julle moet dit haastig eet, dit is die Pasga van die Here. En ek sal daardie nag deur Egipteland gaan en alle eerstgeborenes in Egipteland tref, mens en dier. Oor al die gode van Egipte sal ek oordeele voltrek. Ek is die Here. Die bloed sal vir julle as 'n teken dien aan die huise waarin julle is. Wanneer ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan. Daar sal by julle geen plaag deur die vernietiger wees, wanneer ek Egipteland tref nie. Ek lees vanaand net tot hier, geliefdes. Kom ons word vir 'n oomblik rustig en stil. Wat 'n voorreg, Here, om vanaand hier te wees. Wat 'n voorreg om 1 jaar in U naam af te sluit en 'n nuwe een in U naam te begin. Wat 'n voorreg om te weet, dit wat ek nou doen en dit wat ek nou beleef, is iets wat ek elke dag ook van 2026 gaan beleef. U teenwoordigheid, Here, U nabyheid, U leiding, U wat vir my vooruitgaan, U wat agter my aankom, U wat my somtyds kom haal, U wat my rig, U wat my troos, U wat my regop hou, U wat my vul. Dankie vir genade. Dankie, Here, vir nog 'n jaar wat aan ons lewens bygevoeg was. Dankie vir nog tyd wat ons nie verdien nie. Maar U die wêreld so lief gehad, dat U seun gegee het, sodat ek ook vandag kan leef, volledig. Dankie daarvoor. Wanneer ons nou byeenkom, aan die einde van hierdie jaar, aan die begin van 'n nuwe jaar, wil ons dit nie anders hê nie, Here. Ek wil vir U eerlik en ernstig sê, dat dit wat ek nou mee besig is, Here, vul my hele wese. Daarom bid ons ook vir mekaar. Ons bid vir ons gemeente, ons bid vir ons geliefdes, ons bid vir ons geestelike familie, ons bid vir ons ander familie, Here. Dankie vir die voorreg om te weet, elke gebed is iets waarna U luister. En elke versigtiging van my hart is iets wat U ken. Dankie vir die voorreg om U te dien, ook vanaand hier. Amen. Die boodskap wat ek vanaand vir jou bring, is nie iets wat jy nog nooit tevore gehoor het nie.
Die woorde wat jy vanaand kry, is nie iets wat so nuut is, dat jy nog nooit daarvan geweet het nie. Maar ek wil hê jy moet vanaand twee goed weet, en dis met die twee goed wat jy hier moet uitstap. Dis die twee goed wat ons in hierdie gedeelte in Eksodus 12 ook mee te doen gehad het. Dis die twee goed waarmee die volk 'n nuwe land ingegaan het, 'n nuwe fase in hulle lewe. En dis die twee goed wat ons in ons harte moet laat leef. Nou, weer eens, dis nie nuwe goed nie. Maar dis goed wat ons so maklik vergeet. En daarom het ek vanaand die voorreg om dit weer eens met jou te deel. Eksodus 12, al klink dit vreemd, die gedeelte wat ons gelees het, die perfekte manier om saam met my op pad te wees na 2026. So stap saam met my in die prentjie in. Verskyn saam met my in die toneel. Jy's 'n slaaf. Jy werk en bly in Egipte. Jy werk hard. En is regtig slawearbeid in een van die magtigste en wreedste nasies wat jy kon kry, die Egiptenare. Jy werk soos 'n hond, jy het niks om te wys nie. En jy het niks om terug te val nie. Daar is nie stories wat jou oupa en jou ouma kan vertel van 'n tyd toe dit anderster was nie, want jy is al 430 jaar lank slawe. Jou oupa grootjie was al 'n slaaf. Julle weet niks van vryheid nie, julle weet niks van goedheid en guns in God se hand nie. 430 jaar, dis 'n lang tyd. Dis 14 tot 17 geslagte lank. Maak nie saak hoe oud jy was toe jy kinders gehad het nie. Niemand van julle weet meer hoe dit is om nie 'n slaaf te wees nie. En miskien sit julle in die aande langs die vure en vertel nog stories wat julle grootjies vertel het, van 'n oomblik toe almal vry was en in God se hand geleef het. Maar soos wat die mense ouer word, word die stories minder. Want die vryheid lê al hoe verder terug. En dan daagde eendag uit die bloute uit 'n 80-jarige oom by julle op. 80 jaar oud. Nie een van julle weet, hy wou eintlik nie daar wees nie. Nie een van julle is bewus daarvan, toe God hom in Eksodus 3 nader getrek het, dat hy tientalle verskonings gehad het nie. Niemand gaan na my luister nie, ek is al te oud, ek is die lissie voor nie, ek praat nie goed nie. Maar uiteindelik is die oom hier, 80 jaar oud, en hy bring sy boetie Aaron saam, 83 jaar oud, om ook namens hom te praat, want ja, hy praat nie goed nie. Maar Moses daag by julle op, na 430 jaar se slawerny, en hy sê, God het my gestuur. Dis die einde van julle slawerny. Dis die einde van hierdie gesukkel, daar kom 'n nuwe hoofstuk. Ek is gestuur deur God, om julle hier uit te lei. Ek is gestuur om na Farao toe te gaan, en te sê, los my mense. Ek is gestuur om julle te lei, nie net hier uit nie, maar ook na 'n nuwe land, 'n nuwe hoofstuk in julle lewe. Ek is die een wat gestuur word om julle in die beloofde land in te kry. Die Moses was 'n snaakse karakter. In sy 80 jaar kon jy eintlik dit in twee deel. Die eerste 40 jaar 'n Egiptiese prins slaan iemand dood, vlug in die woestyn in. Vir die tweede 40 jaar pas hy skape op vir sy skoonpa. En nou staan hy hier voor jou. Natuurlik is jy bly. Jy weet eintlik nie wat om met die nuus te maak nie, want jy weet nie wat dit is om nie 'n slaaf te wees nie. Natuurlik is jy bly, vir alles hy vir jou sê, hy gaan die Farao sien, môre is jy dalk 'n vry man. Maar môre kom, niks gebeur nie. Die Farao lag hom uit. As jy en jou voorgeslagte vir 430 jaar slawe gehad het, en die slawe sê, julle moet ewe skielik sonder ons klaarkom, gaan julle hulle nie los nie. Jy gaan dit so moeilik as moontlik maak. Jy laat gaan hulle nie.
Moses sê vir jou, byt vas, dalk môre, dalk die dag na môre. Maar dan kom die pla. Want die Farao wil nie luister nie. En as jy gedink het, is voor die tyd moeilik geweest, dit word nog moeiliker. Die Nyl verander in bloed. Niemand kan water skep nie. Die steekvlee en die muggies los julle so bietjie uit, maar julle loop ook maar deur. Die haal kom en hulle slaan nie vir julle nie, maar hulle slaan alles verder stukkend. Jy leef in 'n stukkende wêreld. Die sprinkane kom en daai goeie kake wat vir niks stop nie, vreet alles op. Jy sien dit ook. Toe dit 3 dae donker word, het julle 'n bietjie lig, maar julle liggie is flou, want hierdie donkerte maak 'n mens eintlik benoud, so donker is dit. Ewe skielik word dit erger in plaas van beter. Jy het vir Moses gehoor, jy is gereed vir die nuwe hoofstuk, jy wil dit graag vier, jy wil aangaan, jy wil ontslae raak van dit wat hier agter jou lê. Maar dit is moeilik. Die 9 plaag maak dit moeilik. Want met elke plaag word jou hoop groter. Die Farao se harde hart gaan sag word, die Farao gaan luister. Die Farao gaan sien, hy moet nou laat gaan. En dan tuimel hy ook weer na benede. Ek kan vanaand saam met jou praat. Hoop is baie breekbaar. Hoop breek maklik stukkend. Hoop is iets wat 'n mens vinnig kan verloor. En ek kan saam met jou stem, partykeer as daar 'n paar goed gebeur, dan dink jy by jouself, erger as dit kan dit nie, en dan gebeur daar nog 'n ding, en dan dink jy, erger as dit kan dit nie, en dan gebeur daar nog 'n ding, en dit hou net aan. Ek kan weet, saam met jou, dat dit moeilik is met die plaag. Maar dan op 'n dag sê die oom, julle moet vir julle skapies kry, lammers, sonder gebrek. En as jy jou lammetjie het vir jou gesin, en as jy 'n klein gesin het, kry jy nog vriende in. Hou hom, moet hom nie slag nie. Hulle almal gaan tegelyk geslag word. En daai dag as hulle geslag word, moet julle al daai kos vanaand eet. Daai selfde aand moet alles opgeëet word. Die bloed moet met 'n takkie gevat word, 'n hyssoptakkie, aan die deurkusyne gesmeer word, en julle moet binne bly. Julle deure moet toe wees. Maar dan nog 'n ding, nog 'n opdrag. Moenie ontspan as julle hierdie lammetjie eet nie. Jy moet jou reisklere aan hê. Jy moet jou heupe omgord, sandale aan jou voete, jou reisstok in jou hand, asof jy net so kan by die deur uitglip en beweeg. Nou wonder ek, toe jy hierdie goed hoor, glo jy dat dit beter kan gaan? 9 keer tevore het jy gehoop en geglo dat die nuwe tyd sal aanbreek. 9 keer tevore. En voor dit was jy 'n slaaf gewees, jy het nie van beter geweet nie, maar nou het iemand hierdie hoop in jou wakker gemaak, en hierdie hoop val elke keer plat. Jy sien hoe die Farao lag. En jy hoor hoe hy spot. En eintlik begin jy wonder, is ons ooit iewers heen op pad? As Moses nou vir jou sê, kry die lammetjie, maak dit reg, kry die takkie, bly agter die toedeur, eet hierdie kos met jou reisklere klaar aan jou lyf. Doen jy dit? Glo jy nog, God kan red, al lyk dit nie so nie. Ek wil vanaand terugkom na ons toe, vir 'n oomblik uit die prentjie uit beweeg. As dit jou jaar sou wees, nie net was dit moeilik nie, dis een probleem na die ander een, dis een plaag op die ander een, en jy kom by hierdie punt waar jy 'n nuwe opdrag kry, sou jy dit doen? Ons is nie slawe nie.
nie vandag nie. Maar eintlik is ons baie keer slawe van bekommernis, van besorgdheid, van benoudheid. En ook in hierdie jaar was ons baie keer oorgegee aan pyn en seer en afskeid. Vir baie van ons was dit 'n moeilike jaar vol aanpassings. Dit was letterlik 'n jaar vol pla. Wat sou jy doen, wat sou ek doen? Maar ten spyte van die hoop wat elke keer in een tuimel, kry jy tog mense wat toe uiteindelik die skaap in die hande kry. Almal van hulle doen dit. Ten spyte van die 430 jaar agter hulle, ten spyte van die 9 pla wat Farao grynsend laat, kry hulle die lammetjie en hy word geslag en die bloed word gesmeer en die ete word geëet, elke krummel word geëet, terwyl hulle sit met hulle reisklere aan. Gehoorsaam. Dis asof hulle geweet het. Hier is iets op pad. So van op pad gepraat. Daar is een van 2 maniere om te kyk na 'n jaar wat verby is. Of jy kan fokus op jou wonde, op die moeilike tye wat ons baie keer doen. En vir jouself sê, gelukkig het ek tog oorleef, uiteindelik is ek darm hier, dankie tog. Of jy kan sien hoe God verskillende maniere gebruik, dikwels vreemde omstandighede, om te wys hoe groot sy krag is, en sy troos, en sy vrede. En op hierdie punt waar 'n mens saam met die Israeliete staan, is daar 2 goed wat jy moet besef op hierdie punt. Niemand het op hierdie stadium geweet, die 10de plaag gaan die een wees wat die kameel se rug breek nie. Niemand het geweet daai tyd, ons gaan 'n gedeelte in die Bybel hê wat praat van die 10 plaae nie. Op daai stadium was daar 9 mislukkings. Niemand het geweet, die 10de keer gaan werk nie. En die tweede ding, dit sou so maklik wees om te kon dink dat die Farao die vorige 9 keer in beheer was. Want dis hy wat elke keer gesê het nee. Dis hy wat elke keer gelag het of die riviere vol bloed was en of die springkane alles afgevreet het. Dis hy wat God eintlik uitgedaag het. Dis hy wat gespot het. Dit sou maklik kon wees om te dink. Hy is in beheer. Maar dan lees jy Eksodus 3 en as jy tyd het, Eksodus 7. En dan kom jy agter, God het vir Moses gesê, dit sal so wees, lank voor dit so was. God het vir Moses gesê, Farao gaan sy hart hard maak. God het vir Moses gesê, hy gaan nee sê. God het vir Moses gesê, berei jouself voor, dit gaan moeilik wees. Maar hierdie oomblik gaan jy so gebeur, sodat ek my grootheid kan wys. God was nie omkant gevang met die 9 plaae wat Farao hom laat uitlag het nie. Hy het geweet dit gaan so wees. En daarom is dit die eerste ding waarmee ek jou vanaand hier wil uitstuur. Al lyk dit nie altyd so. God is in beheer. God bly in beheer. Niemand sou kon dink, elke keer as hierdie plaag gebeur het, en mense het gedink, Farao gaan daarmee ooreenstem en hy lag God uit, dat dit eintlik deel van God se plan was nie.
hy was die hele tyd in beheer. En die woord sê, dis juis ook hy wat Farao se hart gemaak het. Dis hy wat die opdrag gee oor die skapie, en dis hy wat daar in die nag by die kusyne ingaan waar daar nie bloed is nie. Dis hy wat uiteindelik die 10de plaag bring. Alles volledig beplan. En dis die eerste ding. God is en bly in beheer. Al sê die wêreld, dis nie so nie. Al ontken mense dit. Al gaan hulle soms deur 'n moeilike tyd en vra, waar is U? God bly en is in beheer. Dis hy wat met die Farao kat en muis gespeel het. En hoekom wou hy wys waartoe hy in staat is? Hoekom die plaag? Hoekom die wonders? Hoekom hierdie goed wat gebeur? Dis nie net Farao wat moes sien nie, maar voor hom het mense gesit wat al vir 430 jaar lank slawe was, wat vergeet het wat hy is en wat hy kan doen. Van hier af sou God hulle vergesel. En hy wil van die begin af wys wie hy is en met wie hy te doen het. Dis nie die Egiptenare wat moes sien nie. Dit was juis hierdie spot slawe wat vergeet het wat dit is om sy volk te wees. Na die 10de plaag gebeur dinge vinnig. Daar staan geskryf in die woord, hulle daai nag, net nadat dit gebeur het, klaar agtergekom. Ek dink dit is die eerste pa of ma se gille wat die ander wakker gemaak het. So het elke huis sonder bloed rondom die kusyn gille gehad. Krete. Want daar was baie dood. En dan lees jy vers 31, die Farao laat kom vir Moses diep in die nag en hy sê, julle vat nou julle goed en julle trap, julle beweeg. As die son opkom is julle nie meer hier nie. Dan die mense stem saam. Asseblief, gaan net. Anders gaan daar niks van ons oorbly nie. En dan sê die Farao, terwyl julle op pad is, vat ook wat julle nodig het. Vat beeste en kleinvee, maar gaan net asseblief. En dis die tweede ding waarom ek jou hier wil wegstuur. God voorsien, al is dit op vreemde maniere. God is in beheer, God bly in beheer. God voorsien, al is dit op vreemde maniere. Wat lees 'n mens nog verder? As staan toe geskryf, as julle julle huise verlaat, gaan na julle bure toe, julle Egiptiese bure, en dring aan op silwer en goud en klere. Want eintlik kom dit julle toe. Dis eintlik die verdienste van 430 jaar wat julle nou moet gaan haal. En hierdie Egiptenaar wil so graag van hierdie mense ontslae raak, dat hulle vir hulle al die goud en silwer en klere gee wat hulle nodig het. God bly in beheer. God voorsien. Hoekom moes hulle goud en silwer vat? 'n rukkie later sou hulle dit nodig gehad het om sy tabernakel te bou tussen hulle. Slawe is nie mense wat gewoonlik goud of silwer het nie. God voorsien. Al is dit onder dieselfde vreemde omstandighede, as wat ons kan sê, God bly in beheer. En weet jy wat? Hierdie was nie iets wat eksklusief gebeur het vir 'n groep mense. Wat hier gebeur het, is nie iets wat beperk was tot 'n groep mense wat later sy volk sou wees nie. Dis nie net Israel wat hiervan gaan getuig. Dieselfde God van daai oomblik is
God van my lewe, vandag, hier en nou. So is hulle toe op pad. En hulle stap uit Egipte uit met baie meer as wat hulle ooit kon dink. En nou wil ek vir julle sê, ons het vandag nog baie meer as wat hulle ooit kon hê. Want op 'n stadium het God in sy pad met die wêreld gesê, ek het hierdie wêreld so lief, dat ek my enigste seun sal gee, sodat elkeen wat in hom glo, nooit verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Weet jy wat is geloof, ook voor 'n nuwe jaar, voor 'n nuwe hoofstuk, voor 'n onsekere tyd waarvan ek nog nie weet nie. Weet jy wat is geloof? Geloof is om te weet dat Jesus beter weet as wat ek weet. En dis meer as genoeg. Hier breek toe 'n derde 40 jaar in Moses se lewe aan. Wie het nou gedink? Toe hy uiteindelik uit Egipte uitbeweeg en net 'n entjie moet reis en hulle is in hulle eie beloofde land. Wie het gedink dat dit nog 40 jaar sou duur? Arme oom. 40 jare Egiptiese prins, 40 jaar in die woestyn, terwyl hy sy skoonpa se bokke oppas en nou weer 40 jaar op pad na die beloofde land. Hoekom? Want hierdie groep mense moes nog leer dat God in beheer is en dat hy voorsien. Voor hierdie groep mense het 'n paar lesse gelê rondom afhanklikheid en volledige vertroue. Ek en jy is vanaand op pad na 2026. Agter ons lê 'n jaar wat sy deel en sy quota vreugde, maar ook pyn gehad het. Ware lewe is nie om slawe te wees van besorgdheid of bekommernis of onsekerheid oor die onvoorsiene nie. Ware lewe is om te weet God is in beheer en God voorsien soos wat net hy kan. Mag die Here jou in hierdie nuwe jaar lei met sy hand, sy teenwoordigheid en sy wil. Amen. Daar is soveel raakpunte tussen ons en hierdie groep mense, Here. Het is baie maklik om 'n slaaf te word van omstandighede. 'n Slaaf van vrees, van bekommernis, van angs. Het is baie maklik om terug te kyk en te dink, U was nie in beheer nie. Het is baie maklik om terug te kyk en vorentoe te kyk en te dink ek is aan die noodlot oorgelaat. Here, maak vanaand hierdie belydenis in my hart vas. U is in beheer. U bly in beheer, ondanks omstandighede. En U voorsien. Dikwels op maniere en wyses wat ek nie kon uitdink nie. Wat ek nooit verwag het nie. U voorsien, soos net U kan. In hierdie jaar wat kom, Here, gebruik my tyd, gebruik my lewe, gebruik die planne wat ek maak,
gebruik die talente wat ek het. Gebruik my, Here, tot die eer van U naam. Wat 'n voorreg om U te dien. Wat 'n voorreg, Here, om U eiendom te wees. Amen.